Nou Johannes gebruik verskillende simbole. In hoofstuk 12 sien hy die vrou in wit, en dan sien hy in die 17e hoofstuk waar hy dit beskryf, sien hy hierdie ander vrou in purper geklee, met hierdie beker in haar hand. Twee teenoorgestelde vroue, en ons weet wat dit beteken, die vrou in wit, die vrou in rooi, purper, en iewers tussen hierdie twee, jy gaan by een van die twee wees, aan die ene van die dag gaan jy of by die een of by die ander een wees. En dan kyk hy na die eerste een toe, en hy sien hierdie vrou in wit, en hy beskryf haar, hy sê, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan God voor te stel. So hy praat van hierdie vrou as 'n reine maagd. Met ander woorde, sy is leerstellig, is sy skoon, leerstellig is sy rein. En dan kyk hy, en hy sien hierdie ander vrou, hy sien die purper geklede vrou, en dan beskryf hy haar aktiwiteite ook daar. En hy noem haar 'n egbreker. 'n Egbreker in geestelike taal is mense wat eintlik wegbeweeg het van die korrekte leerstellings. Haar beker is vol oorspel, wat vreemde leerstellings, onbybelse leerstellings eintlik verteenwoordig. En hy sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En hierdie oorspel in haar beker verteenwoordig valse leerstellings, in teenstelling met die vrou in wit, wat vra, wat sê die Bybel, en net die Bybel. Daar gaan nie 'n middelgrond wees nie. Hierdie vrou, of die ander ene, iewers gaan jy wees.